Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Dit is so groot voorreg om weer saam met jou in God se woord te kan wees. Van my en die hele beleefspan, welkom. As jy vandag vir die eerste keer inskakel by Beleef en hierdie video vind jou, hoop ek dit gaan met jou goed en welkom by ons kanaal. Nou hierdie week kyk ons na een van Jesus se kosbaarste beloftes. Ons is besig met 'n reeks oor beloftes en hier is een van sy kosbaarste beloftes. Dit is in Matteus 28 vers 20 waar hy sê, ek is by julle tot aan die einde van die wêreld. Maar wat beteken dit regtig as jy en ek, as ons bang is, as ons moeg is en voel asof ons net sink? Net die lewe is 'n golwe oorweldig ons en ons voel net Nou, in Markus 4:35 gee Jesus vir sy disippels 'n eenvoudige opdrag. Hy sê, laat ons oorgaan na die oorkant toe. Nou, dis 'n lang dag van lering. Jesus was besig om lering te gee en verskeie gelykenisse te vertel. Hy het onder andere gepraat oor die gelykenis van die saaier, die gelykenis van die mosterdsaadjie wat praat oor geloof en dan ook oor die lamp, né? En Jesus, hy's moeg, maar nou wil hy hê hy en sy disippels moet oorgaan na 'n gebied wat hulle as eintlik gevaarlik en onrein beskou het. Die area was Gergesa en dit was daar in die Decapolis area. Nou, wat die disippels dalk nie besef het nie, is dat Jesus hulle nie net leer nie, hy is besig om hulle ook te vorm. Nou, as jy nou nie weet wat ek sê nie, wil ek jou regtig aanmoedig, bly die hele week saam met my deur hierdie reeks en dan Sondag gaan ek vir julle verskriklik mooi saamvat in 'n boodskap, maar hy is besig om hulle eintlik te sê, prakties wat hy nou net vir hulle geleer het, pas hy nou toe. Hy is besig om dit nou prakties toe te pas. Hy het pas gesê, 'n lamp word tog nie onder 'n maatemmer gesit nie, maar op 'n lampstaander. Daai is Markus 4:21 en nou neem hy hulle oor die see na mense wat hulle nooit sou kies om te bereik nie. Hulle sou eerder gebly het waar hulle veilig voel tussen die ander Jode. Hy vat hulle nou na nie Jode toe nie. Hulle klim toe nou baie gehoorsaam in die boot, hierdie disippels, en hulle doen alles reg. En dan gebeur daar ding. Daar breek 'n enorme storm uit, op die see van Galilea. Die golwe spoel oor die kant van die boot is amper vol water en Jesus, waar is Jesus? Waar is Jesus? Die Bybel leer vir ons, hy slaap. Hy lê onder in 'n kamer met sy kop op 'n kussing. Is dit nie hoe ek en jy soms voel nie? Here, ek doen alles reg. En nou is my wêreld onderste bo, in die diepkant ingegooi. Ek's moeg, ek's bekommerd. En waar's u? U is stil. Dit voel vir my of u slaap. Maar kyk mooi. Hy's in die boot, geliefde. Hy's nie weg nie. Hy's by hulle in die boot. Hy het nie vir hulle gesê vir die disippels, kom ons gaan sink saam in die middel van die meer nie. Nee, hy het gesê, laat ons oorgaan. Daar in Markus 4:35. Die feit dat daar 'n storm is, beteken nie, hy's nie by jou nie. Sy stilte beteken nie, sy afwesigheid nie. God is nie bang vir jou en my storms nie. Hy is reeds in dit. Nou, het jy al gedink, jy is alleen net omdat dit voel, God is stil. Wat as sy stilte net beteken, jy is op pad deur die storm, nie vasgevang in die storm nie. Vra vandag, en ek wil jou aanmoedig, vra vir God vandag om jou geloof te verdiep, juis in die stilte en die spanning van hierdie seisoen. En dan vra jy vir die Here. En as jy Sondag se boodskap gehoor het, en jy regtig aanmoedig om te gaan luister oor hoe hoor ons God se stem, dan sê jy, praat Here, u dienaar luister. Nou hier by Beleef like ons om verklaringe te maak, geloofsverklaringe. Dit bring 'n ding in jou hart en jou gedagtes in en dit gaan op die skerm wees en ek wil jou regtig aanmoedig, sê hierdie saam met my. Jesus, ek vertrou dat u in my boot is. Ek is nie alleen nie. U is by my in elke storm, elke stilte, elke seisoen. Ek kies om u teenwoordigheid meer te glo as wat ek my gevoelens vertrou. Ek is veilig, want u is saam met my. Geliefde, wanneer jy voel, jy sink, onthou. Jesus het gesê, laat ons oorgaan. Sy opdrag was in die oorgang. Sy opdrag was in waar ons sou eindig, nie waar ons onsself vind nie. Hy bring jou nie net tot by die storm nie, hy bring jou deur dit. Môre gaan ons stil staan by daardie eerlike vraag wat die disippels gevra het. Hulle het gevra, gee u dan nie om nie, né? En dan gaan ons ontdek hoekom daardie vraag die beginpunt is van ware geloof. So ek wil jou regtig aanmoedig, ek hierdie week saam met ons gaan reis en baie dankie vir elke persoon wat hierdie oordeenkings deel met ander persone, wat dit gereeld kyk en dankie vir elke liewe persoon wat ons gemeente ondersteun met gebed, met julle tyd, met die deel en vir die van julle wat finansiëel ook bydra. Ons beleef dit maak 'n enorme verskil in wat ons kan doen. Maar vir nou, kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir die vrede wat ons beleef wanneer ons besef die opdrag was in die oorgang.
Die opdrag was waar ons gaan eindig. Wanneer ons, soos die disippels, goeie skape is en ons is gehoorsaam tot die opdrag, nie in die seisoen nie in die omstandighede nie, wanneer ons seker maak ons belyn onsself met dit wat U vir ons sê, nie dit wat ons voel nie, dit wat U vir ons sê, dan is daar vrede, dan is daar rigting, dan is daar lewe. Daarom vra ek vandag, Here, maak ons opnuut weer bewus van wat die opdrag is wat U vir ons gegee het. Die rigting waarna toe U vir ons roep, dat ons nie mismoedig, afgemat en vreesagtig en bang sal voel nie, maar weet U is saam met ons en in elke storm en daarom kan ons enige storm stywer. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien jou môre. Gaan in vrede. Totsiens.